Goeiemôre gemeente. Welkom in die erediens. Vir die van die wat nogal buite staan, julle is welkom om sommer kry nog 'n koffie en kom rustig in. Ons gaan net so lank voortgaan met 'n paar aankondigings. Heel eerste, probeer ek hom nou vind, maar hy sal hier ergens wees. André, baie welkom hier by ons. O, daar's hy. Baie welkom hier by ons vanoggend. Dis lekker om vir jou en Janetta hier saam met ons te hê. En vriende vir jou ook, hoor. Dankie dat jy hier is. Dis altyd lekker as jy hier so is. Dan sê ons baie welkom aan klein Lou, ons dopeling vanoggend. Baie welkom jong. En aan ma en pa, Henk en Lelani. Baie welkom ouma en oupa Louis en Louise. Dit is vir ons 'n groot voorreg om te mag deel in die sakrament van die doop. En dankie dat julle ook ons gemeente kies en dat ons saam met julle dit mag vier. So ook al die familie en vriende van klein Lou. Dis 'n baie spesiale oggend en mag dit vir julle net soos vir ons so wees. Enkele aankondigings. Ek gaan sommer my kollega, dankie Dewald daar agter. Indien hier enige besoekers is of nuwe intrekkers is en julle voel dat hierdie vir julle 'n tuiste kan word, ek en Dewald is na afloop van die erediens hier so sommer voor by die nagmaaltafel en ons ontmoet julle graag. Verjaarsdag, vanoggend sê ons geluk vir Charles Meyer en Louise wat vanoggend verjaar. Baie geluk ouma. Dit is spesiaal dat julle nou 'n doopverjaarsdag saam met 'n verjaarsdag gaan vier in julle familie. So mag julle dit nooit vergeet nie en altyd vier. En oor 2 dae is daar nog 'n ouma wat verjaar, so dit gaan 'n baie vreugdevolle week in julle familie wees. So hoe spesiaal dat daar 'n doopverjaarsdag en 'n verjaarsdag is wat saam is. Ons dink aan 'n klompie mense in die besonder in hierdie tyd. Brian, ons dink aan jou met die afsterwe van jou moeder op die 11de Junie. Ons harte is saam met jou seer. Ons hou julle ook in ons gebede en in ons harte. Pieter Allison, eggenoot van Esther Allison, pa van Pauline, en hy is baie siek en hy staan steeds in ICU in Suid-Afrikaans. Vriende Erna Lou is by die huis, waaroor ons baie bly is. Sy is besig om aan te sterk. Johan sê, dit is maar 'n lang pad wat voorlê, so ons vra dat julle ook aan hulle sal dink, en aan Erna in die besonder. En dan Stefan en Marieke Nel, wie se kleindogter Clara, mos weer op 7 Junie 'n groot operasie ondergaan het. Dit was amper of sy moes weer teater toe gaan in die week en gelukkig net voordat hulle haar in die teater ingestoot het, het hulle besef het is nie meer nodig nie. So ons is saam met daai gesin en familie so dankbaar. Julle weet dit is 'n lang pad met klein Clara, maar sy doen goed, sê Maritjie, waaroor ons baie bly is. Ons herinner julle graag aan ons bottel en bord aand, ons kwartaalgesprek 25ste Junie met Dawie Rood. Julle kan bietjie meer daaroor lees ook in die gemeentebrief. Vir die van julle wat nog nooit 'n bottel en bord aand bygewoon het nie, dis sommer maar net ons manier om te sê bring ietsie lekker om te eet en te drink en ons sit rondom tafels, ons deel met mekaar terwyl ons ook na die aktuele gesprek luister en geleentheid kry om saam te praat. Almal is welkom. Dan herinner ons julle aan ons wynproe, wynkuier, kunskuier die 24ste Julie. Soos verlede jaar is Angus Taylor weer hier. Gaan hy lekker saam met ons kom gesels. Ons het in die week met hom ontmoet. Sy tema is ongelooflik interessant, so merk dit so lank op jou kalender. En ja, daar is ook 'n kinderoppasdiens gereël vir die aand, so as daar jong kindertjies is, hulle is ook welkom, ons jong gesinne. Ons herinner julle sommer aan Winterhoop, 'n projek wat ons elke jaar ondersteun en julle sal sien die winkeltrollies is hier buite. Lees bietjie meer daaroor in die gemeentebrief. En dan laastens, dis jeugdag, Dinsdag, en ons is bevoorreg om saam met Advocates That Care die meisies van Peas in a Pot bietjie te bederf. Die direkteure of van die direkteure van Advocates Who Care is lidmate hier by ons en ons vat hande saam met hulle. En julle kan ook 'n bietjie daaroor lees. Hulle gaan lekker bounce en daarna gaan ons saam met hulle uit eet. So dit is vir ons as 'n gemeente 'n voorreg om saam met die breër gemeenskap ook op so 'n manier spesiaal daai jong mense te kan bederf. Louise, jy sit hier voor, hulle lê vir jou baie na in die hart. Julle sal weekliks kan lees in die brief terugvoer wat Dr. Louise gee rakende haar pad wat sy saam met die meisies van Peas in a Pot stap. En dan laastens is daar inkleerprente, inkleerkruite,
hier voor en hier agter. Soos julle weet, lang naweke is daar nou nie kinderbediening nie. So kom haal gerus hier voor. Julle gaan ons ook nie pla en julle gaan verseker nie vir Andrei pla as julle in die middel van die diens besef julle het nog nie inkleerkruite nie. Kom kry gerus. Ek dink dit is alles net Dewald. Ja. Andrei, vreeslik dankie hoor. Was nie. Het hier vanoggend niks aangegaan nie. En geluk aan die oumas wat verjaar. Ons het nou nie 'n liedjie dus vir hulle kan sing nie, maar ons sal daarby kom. Ek gee so 'n oomblik se stilte en dan lees ek van Wyk Lou se winter. Ons ken almal vroeg herfs en dit het so indruk op ons lewe, dit hang in my voorportaal, een van die kinders het laat afdruk. Maar as 'n mens my ouderdom bereik, dan wonder 'n mens of winter nie eintlik nog mooier is nie. Ek sê net nou vir iemand, dis interessant dat wanneer Van Wyk Lou vier gebede by die jaargetye in die Boland skryf, hy nie oor die somer skryf nie. Dit spreek van self dat die somer wonderlik is. Ons het woorde nodig vir die ander seisoene. Nou lê die aarde nagte lank en week in die donker stil genade van die reën. En skemerhuise en takke daliks bleek deur die wit mistigheid en suising heen. Dis alles ryk en rustig van die swaar geheime wasdom wat sy paaie vind deur warm aarde na elke skeut en blaar. En ver en naby alles duister bind in vog en vrugbaarheid en groot verlange. Tot ons 'n helder middag skielik sien, die gras blink en die jong graan teen die hange. En weet dat alle rus die lewe dien. Hoe kon ek dink dat somer ryker is as hierdie groei se stil geheimenis? Amen. Vriende, welkom. Mag daar vir julle in hierdie wintertyd werklik rus wees, wat die lewe dien tot in die lente en die somer. Mag jy die stil geheimenis van die koue, soms pynlike winter insien. Amen. Kom ons sing 'n lied om vir die Here dankie te sê vir al die seisoene wat ons in die lewe ontvang, vir die wye rykdom
wat ons kry. Ons Vader, alles in die lewe het deur U wil tot stand gekom. U Gees het oor die vloed geswewe. Ek het al voorheen gesê, die mooiste vertaling van daai Genesis 1 is fladderhang, maar dit sou nou nie hier in die lied gepas het nie. Daai voeltjies verlede week al by die wildtuin gesien, veral die bont visvangers wat so as ware stil hang met hulle vlerke. U Gees hang ook oor ons, Here, fladder oor ons. Die aarde is U eiendom. U het lig geskep, naas duisternis, naas nag, 'n dag wat helder is. Kom ons sing die hele lied 4, 5, 9, baie dankie. Baie dankie. Louise, ek moes aan een van jou kollegas se liedere neem. Maar laat dit vir jou 'n uitdaging wees dat ons oor 'n jaar of wat van jou liedere, lofliedere hier sal sing. Baie dankie vir julle digters. Die Here het die wye werklikheid met al sy hoogtes en dieptes gemaak. Maar die Here gebruik ook dan juis hier die wye werklikheid en nie 'n smal stukkie werklikheid nie, om ons aan sy koninkryk, sy groot alternatief te verbind. Dis koninkrykstyd en ons dink in hierdie tyd aan hierdie wydheid, aan hierdie grootheid, aan hierdie diepte. Ons het net nou van Wyk Louw se natuur, uit die natuur, daai winter van hom gelees, in die seisoene wat so wissel, sit iets besonders
'n besondere boodskap, dat ons ook deur seisoene in ons eie lewe kan gaan, en dat die Here in al die seisoene is. Die alledaagse ervaring, wat party mense sommer op neerkyk, is ook van groot waarde. Ek gaan nou 'n storieetjie vir die paar kindertjies wat hier is vertel van Jeffrey Thomas se klein ervaringkie in Kalifornië en hoe dit sy lewe eintlik verander het. En dan geloofstekens. En net nou gaan ons vir klein Lou doop en sy is nou so rustig, ek wonder of ons dit nie nou moet doen nie. So gou as moontlik, ek sal die storie kort maak. Sy's nou. Geloofstekens praat die Here met ons. En dan in die Bybelverhale, soos wat ons aan die einde 'n stuk gaan lees uit die Bybel. Kom ek vertel eers, voordat ons by Lou kom, van Jeffrey Thomas se ervaring in Kalifornië. Dit was soos enige ander dag, 'n besige dag, en hy jaag met sy groot motor in Kalifornië se strate en seker Los Angeles, en hy's laat vir 'n afspraak en die lig slaan oranje en anders as die taksies in Suid-Afrika stop hy wel. En hy besef hy sal nou maar opmaak net nadat hy as hierdie lig weer groen slaan om oor die volgende een te kom dat hy nie weer gevang word deur 'n verkeerslig nie. En terwyl hy so sit gespanne, haastig, soos wat mense in die westerse wêreld meestal is, sien hy 'n gesig. Twee blinde mense by mekaar ingehak, die een met 'n wit stok om rigting aan te dui, besig om die straat oor te steek. En die ma dra 'n kleintjie nog, en die pa het in die ander hand 'n seentjie aan die hand. Maar in plaas van om oor die kruising te gaan hulle diagonaal oor. Met ander woorde, daar's altyd karre, watter kant die verkeerslig ook is. En hy eis om iets verskriklik tragies te sien. En toe gebeur daar die wonderlike ding, dat al die motors sien dit raak en stop. En na almal diep asem gehaal het, sê hulle selfs, hou regs. En hulle help die gesinnetjie oor. Dis maar 'n gewone alledaagse ding. Maar Jeffrey Thomas dink, maar ek het 'n teken van die Here gekry. Ek het 'n boodskap van die Here gekry. Leef stadiger. Leef stadiger. Moenie heeltyd net die slegte verwag nie. Die goeie gebeur ook onverwags. Al die motors stop. En wees dubbel dankbaar dat jy kan sien. Hoe verskriklik moet dit nie wees om in 'n groot stad as blinde te lewe nie. Maar vanuit die blinde se kant af, vertrou dat mense jou ook kan help. En dat hulle vir jou omgee. Kan ons nie met sulke waarhede, sulke stories uit die alledaagse, ook ons kinders, soos klein Lou en Pidi, waar is hy? Daar is hy sy haartjies lyk net soos sy sissies, en is sulke baie mooi gekrulde haartjies. En ek gaan later iets oor oom Diedrich Bonhoeffer sê, want dit voel nogal 'n bietjie asof ons in Duitsland is, as ons na hulle kyk. Ja. So. Ek klap hande vir my. Nou ja, wonderlik. Liewe vriende, kom ons doop dan vir klein Lou Potgieter. Ek dink hulle moet hier voorkom staan, en dan bid ons heel eerste vir die Here. O aarde, hier's nou 'n vreemde naam in. Hier moet nie William staan nie, hier moet staan Lou. Ons bring vir Lou hier ten doop, wat ook aan u deel het. Skus, daar's haar naam wel. In die naam van God die Vader, Seun en Gees, kom tree ons nader. Kom ons sing hierdie gebed. Ek lees hom vir julle. Jesus Heer, op wie ons hoop,
Ons maak soos U ons beveel het. Ons bring vir Lou hier ten doop, wat ook aan U deel het. Lou kom van Louis en Louise, so sy's na haar oupa en ouma vernoem. In die naam van God die Vader, Seun en Gees, kom tree ons nader. Kom ons doen dit. Sjoe, wat 'n mooi prentjie. Ek bedoel nou nie die een waarna ek het sê. Wat 'n mooi prentjie, nê? Gesin. 'n Pa en 'n ma en kinders. Dis nie meer sommer alledaags nie. Dis baie, baie besonders. In die hele wêreld, ek dink hy wil die mikrofoon eintlik hê om oor te neem. Hy sal tuis wees daarmee. In die hele wêreld is daar natuurlik nou in die westerse wêreld veral 'n afname aan die kindergetalle. Geweldig, minder as 2.1 per gesin wat die vervangingssyfer is. Indië het ewe skielik 'n baie swakker groei waaroor ons eintlik seker ook 'n bietjie bly moet wees. En natuurlik Japan wat sommer in 'n jaar weer 3 miljoen mense minder het. So daar is mense raak bekommerd. Ons was bekommerd, onnodig, waarskynlik, oor die oorbevolking, nog steeds in Afrika. En nou gaan ons oor die onderbevolking dalk later bekommerd raak. Wonderlik om julle te sien. Wonderlik hoor. Hallo my skat. Vriende, as gemeente doop ons, wil julle kom saam kyk. Kom kyk. Wie is 'n wolfies? Kom. Was hy die wolf? Pietie. Luister 'n bietjie. Kom ons bring daai dogtertjie. Here, baie dankie dat U vir ons goed is. Baie dankie vir klein Lou. Dankie vir hierdie konkrete teken van U goedheid, U liefde. Amen. Ons gemeente doop graag vir Lou Potgieter in die naam van God, die Vader, Jesus Christus, die Seun en die Heilige Gees. Liewe Here, dankie vir hierdie teken. Dankie dat dit meer is as water. Dat dit eintlik sê van U lewe en U goedheid en U liefde. En U behoefte dat hierdie klein Lou, wat nog min verstaan, juis aan U behoort. Dankie daarvoor, Here. Amen. Ons gaan nog 'n lied sing, voordat ons so, staan julle nou net so, dat ek net daarbo verander. Julle het ook gesien, terwyl ons die kinders, Bernice het so mooi gesê, ons is 'n kindervriendelike gemeente, en ons aanvaar as hulle so 'n bietjie beweeg en 'n bietjie energie het. Ons wens eintlik ons het iets daarvan gehad nog.
Maar kom ons bid nou vir elke kind. Dis nou jeugnaweek. Ja, ons gaan definitief. Dis nou jeugnaweek en jeugdag. Hierdie week is daar in die Kaap 'n hoofseun met baie potensiaal wat selfdood gepleeg het. Daar's verskriklike hartseer in daardie skool en daardie omgewing. Maar dit gaan maar dikwels met ons jeug nie so goed soos wat ons dink nie. So in hierdie vreeslike kompetisiewêreld kry hulle swaar. Kom ons bid nou dat elke kind U sal dien solank hy lewe. Eintlik eers sal ondervind dat U so 'n kind liefhet. Altyd ondervind dat U goed is en ons heel maak. Ek het die woordjie heel maak daar ingesit in plaas van vergewe, want heel maak beteken meer as net vergewe. Dit beteken herstel ook. Dit is nie net ek vergewe jou nie. Dit is ek maak jou nuut, ek maak jou die eintlike mens wat jy moet wees. O, ons smeek U, troue herder, lei ons met ons kinders verder. Kom ons sing staande, biddende vir die jeug van ons land. Vraagie aan hulle, julle kan gerus, ja, julle kan saam staan, dis goed, want julle moet eintlik saam help, die hele familie. It takes a village to raise a child. Dit neem 'n gemeenskap, 'n gemeente, 'n dorp, 'n hele familie om hierdie klein Lou groot te maak. Dis nie net hierdie twee hiervoor wat heeltemal bekwaam is en kinders met groot selfvertroue soos julle kan sien groot maak. Maar dit neem meer, so sê saam ja. Sal julle, Lelani, Henk, hy wil nou speel, sal julle hierdie dogtertjie en hierdie seentjie aan God se hele werklikheid bekendstel? Sal julle so lief wees vir God se hele werklikheid, dat hulle nie anders te kan as om ook lief te hê nie. Pietie, nou moet jy, nee, jy moet sit, sit, ja, daar is hy. Sal julle nie net hulle bekend maak nie, maar julle eie liefde so vir alles rondom julle, die blomme, die velde, die mense, selfs die mense se probleme aan julle hart, dat sy ook so 'n mens sal word. Baie dankie. Steek hierdie kersie aan. Hierdie enetjie by Christus kers en dan kom haal julle hom na die tyd. Ek dink jy kan ons ja. Kom ons kyk vir dit so werk. Ja. Waar is hy? Dankie Henk. Dankie verjaarsdag ouma van die 16de. En verjaarsdag ouma vandag, né? Vriende, seker is die kortste belydenis of verklaring van geloof om te sê
daar is meer. Daar is meer as die water, daar is meer as net 'n wonderlike gesin. Daar is in hierdie groot werklikheid 'n hart, iemand wat dit goed met ons bedoel. Ons noem sy naam God. En hy wil ons aan hierdie hele werklikheid en aan hom as hart van die werklikheid verbind. Tog sal 'n mens sê daar is meer, is eintlik 'n definisie van omtrent alle godsdienste, behalwe sekere forme van die boeddhisme wat sal sê die meer is in onsself, die meer is nie buite onsself nie. En selfs die Christelike geloof is dit eintlik een van ons grootste knelpunte, is dat ons soos die ander godsdienste oor die werklikheid dink. Daar is meer, is egter nie meer werklikhede nie. By sommige godsdienste beteken meer werklikhede ook dat elke god sy eie werklikheid, sy eie gebied het en dat daar meer gode is, en dis een van die sterkste dinge in die Ou Testament, vanaf die Ou Testament, daar is een God. Die sogenaamde monoteïsme, een God geloof. Wanneer ons sê daar is meer in die Christelike geloof, in die gesonde deel van die Christelike geloof, dan beteken dit daar is diepte in hierdie een werklikheid van God. As ons vandag, hierdie naweek, noodgedwonge dikwels, terugdink aan 50 jaar gelede, 16 Junie 1976, dan sal ons verskillende menings en aksente oor hierdie gebeure hê. Maar ons sal oor een ding saamstem, dat hierdie gebeure uiteindelik die land verander het. Vir altyd. En die geskiedkundige sal sê 50 jaar is in elk geval heeltemal te min. 'n Mens het baie langer tyd nodig om 'n behoorlike perspektief te kry. En daaroor wil ek nie oor die debatteerbare 16 Junie te veel sê nie. Maar eerder oor 100 of bietjie meer as 100 jaar gelede, die 1920s, 1930s in Duitsland. En julle weet hoe lyk Duitsland. Die mooiste skilderagtige dorpies in die wonderlikste natuurskoon. Elke dorpie met 'n kerkie of twee, hierdie is Bavaria, soos julle in die Alpe daar agter sien. So daar's definitief in die suide van Duitsland twee, nie net die evangeliese kerk, die Lutherse kerk nie, maar ook dan die katoliese kerk. Kerke en dorpies, slim mense, wonderlike natuurskoon, hemel op aarde. Hoe kan hierdie mense, hierdie Duitse mense wat gereeld daai tyd nog kerk toe gegaan het, hoe kan hierdie mense die wêreld se grootste gemilitariseerde moordmasjien van alle tye word? Dit was vroeër lidmaat, hulle is nou albei oorlede, wat van Duitse afkoms was. Hulle het dit nooit aanvaar nie. Ons het hulle hier begrawe. Hulle het heeltyd gesê, dis absoluut Amerikaanse propaganda. Hulle sou nooit 6 miljoen mense doodgemaak het, waarvan 'n groot deel in gaskamers. Sigeners, verstandelik vertraagdes en Jode by hulle 10.000. Hoe gebeur so iets? Wat 'n mens nie sien nie. Wat dieper ook in die werklikheid is, want alles wat dieper in die werklikheid is nie net goed nie. Daar is ook, soos Paulus sê, bose geeste.
En in hierdie mooi dorpies was daar hierdie verskriklike gevoel van vernedering na die Eerste Wêreldoorlog en veral die Vredesverdrag van Versailles, wat terloops Louis Botha en Jan Smuts gesê het, dit moenie daar wees nie, ons moet hulle nie straf nie, ons moet hulle ophelp. Maar die Franse veral het aangedring dat hierdie buurvolk van hulle gestraf moet word. En daardie diepe vernedering is uitgebuit deur 'n man soos Hitler. En ewe skielik het hy vir hulle ook gewys dat daar 'n vreemdeling is. En hy het die vreemdeling haat aangeblaas soos wat vandag nou weer in ons land gebeur. Die Jode kry die skuld vir al die ekonomiese probleme in Duitsland. Ons weet wat het gebeur. En wat is die verskriklike skade? Wanneer die werklikheid nie meer as een gesien word nie, maar in stukkies verdeel word. Ons eie slim Jannie Smuts het daaroor 'n filosofiese proefskrif geskrywe wat vandag nog hoog aangeslaan word oor holisme. Die belangrikheid om die geheel prentjie te sien. Die vader van die etiese teologie het gesê, maar ons moet mense leer om verantwoordelikheid vir die toekoms te neem. Om die toekoms as deel van hierdie werklikheid, as 'n verlenging van hierdie werklikheid hier en nou te sien. Dis nie iets anders, iets apart nie. Wat ons nou doen, gaan gevolge hê oor 'n paar jaar. Niemand het dit waarskynlik beter ingesien as die briljante teoloog Dietrich Bonhoeffer nie. Gebore in Breslau in 1906, wat vandag deel van Poland is. En soos jy sien, is hy in 1945 gefusileer deur Hitler en verskyn een van sy boeke, die boek Etiek, eers in 1949. En hy skryf baie diepsinnig, ek moet dit 2 keer lees voor ek die helfte daarvan verstaan. Hy sê, kyk maar hoe het hierdie grondprobleem van die geloof van die wêreld, die ding om die werklikheid in twee te sien, hoe het dit deur die eeue skade gebring? En byvoorbeeld in die middeleeue waar dit duidelik na vore gekom het, dat hierdie werklikheid, hierdie sakrale, hierdie heilige werklikheid, hierdie onnatuurlike, genadige werklikheid van God, bo die werklikheid van die wêreld, die profane, die natuurlike, selfs baie keer die bose, gestel is. En die kerk het as sy terrein gesien hierdie werklikheid van God, en dat hy daaroor moet baas heers, en die arrogansie, en die foute wat die kerk, en die pause, en die priesters gemaak het, om oor almal te wil heers, is eintlik wel bekend. Maar na die reformatie, swaai die probleem eintlik om. Luther probeer dit red deur te sê, maar hoorie, God regeer nie net deur die kerk nie. Gee ruimte, God regeer ook deur die staat. Daai mense het 'n roeping. Die politici moet ook dinge doen. En hierdie 2 koninkryke leer van Luther word verbind aan hierdie geskeurde werklikheid. Werklikheid van God. Die kerk is apart van die werklikheid van die wêreld. Maar die God en die Bybel en die Christelike kerk het net iets te sê oor die kerk en nie oor die huis. Hulle kan nie liefde en geregtigheid predik of die regering kritiseer nie. Die regering het sy eie, die staat het sy eie manier om dinge te doen. Die bergpredikasie waaroor
Bonhoeffer as jong man, hierdie foto is eintlik nog toe hy as 'n jong man was. Wat hy as jong man geskryf het, die koste van disippelskap oor die bergpredikasie. Daai bergpredikasie sou nie geld vir enige staat of vir enige ander terrein as die kerk op Sondag en hoogstens die huise van Christenmense nie. Dit het Hitler en die nasionaal-sosialiste goed gepas. Hulle het mal gegaan. Gaskamers ontwerp, wetenskaplikes gekry vir die moordmasjien en hakies, wat ons ook eintlik later gedoen het. Wat 'n verskrikking. Bonhoeffer sê, kom ons gaan terug na die Bybel toe en lees dit behoorlik. Lees dit deeglik. En dan sien ons, van die begin af het God die aarde en die hemel gemaak, en met aarde en hemel word nie twee dinge bedoel nie, maar word bedoel, hier is die aarde, die gewone, wat ons daagliks sien, en dan is daar 'n diepere deel van hierdie werklikheid wat ons nie sien nie, waar God is, of waar God teenwoordig ook is, op die aarde en in die hemel. Bedoel hulle nie, dis hier en dis daar nie, of dis hier en dis hierna nie. Hierdie een werklikheid. Dan gebruik hy veral onder andere Johannes 1 en Johannes 3. Kom ek lees dit so op die beste wat ek nou die Grieks direk kan vertaal. In die begin was die Logos, wat ons met woord of wysheid kan vertaal, en die Logos was by die God. Dus soos hulle in Grieks skryf, praat nie van God nie, maar van die God. En God, hy was die Logos. Hy, vir hierdie een, was in die begin by God. Alles deur hom, dit het ontstaan, en sonder hom het dit nie ontstaan, selfs nie een ding, dit wat bestaan, ontstaan nie. Dat ek dit nou net gewoon Afrikaans van 83se vertalers lees. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. En dan die bekende Johannes 3 vers 16, kom ek lees hom eers so die direk, so want hy het liefgehad die God, die kosmos, wat ons met wêreld of skepping of so iets kan vertaal, maar so want hy het liefgehad die God, die kosmos, dat die seun, die unieke, enig in sy soort, hy het gegee, bedoelende God het hom gegee, sodat elkeen die wat glo of die wat vertrou, bestuur is in, dis nie net glo as iets nie, dis vertroue in hom, nie tot niet gaan, verlore raak, maar hy sou die lewe, aionion, ewige, wat nie, is nie 'n vertaling daarvoor. Maar in elk geval, kom ek lees dit nou so. En dan lees ek sommer 'n paar verse aan. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld, dat is heeltyd kosmos, nê, sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo word nie veroordeel nie, wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste, die unieke seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad. Tot sover. Kan jy sien wat hy sê? God, skape in die begin, deur die Logos, deur sy wysheid, deur sy woord, deur sy Christus, een werklikheid.
En dan in Johannes 3, God se ineenvloeiing, God se menswording. Hoe verstaan 'n mens dit nou? God se inkarnasie in Christus se lewe, in sy kruisdood, in sy opstanding. Bevestig, versoen hierdie hele werklikheid met homself. Waaroor iemand soos Richard Rohr kan sê, soos wat hierdie protestant verduidelik, alles is eintlik heilig. Niks wat bestaan, niks nie, is onheilig, is van 'n ander werklikheid, is van 'n ander heerser. Mens kan nie die werklikheid van God ervaar sonder die ervaring van die werklikheid nie. Hierdie werklikheid. 'n Mens kan ook nie die werklikheid van die wêreld ervaar. Die ete van vanmiddag, die doop van vanoggend, die koekies en die tee van later. Jy kan nie die werklikheid van die wêreld ervaar, ook die seer van mense, sonder die werklikheid van God nie. Vriende, dit is ontsaglik groot. Sodat Bonhoeffer op 'n stadium gesê het, wat ons voor moet werk is 'n godsdienstlose Christendom. 'n Christendom wat lewe, in die gewone lewe, omdat dit 'n heilige lewe is. Wat in die politiek, in die sport, in wat ook al, in die huwelik, wat dit doen, wat met mense tradisioneel in die kerk gedoen het. Ons is nie godsdienstig nie. Ons is gelowig. Die hele lewe behoort aan God. En nou kan ons vra, maar wat van die koninkryk? Die hele koninkryksgedagte in hierdie tyd lei vir ons dat ons moet dink, o nee, maar God het 'n koninkryk en hy's eintlik nog klein en die res van die werklikheid is eintlik verskriklik groot. Nee, sê hy, die koninkryk is diegene wat insien dat dit waaraan hulle leef, wat vertroue het in dat die koning van die werklikheid is. Die koninkryk is die mense wat bewuslik is van die koning van die heelal. En daaroor is die kerk en die gelowige geroep, nie om groot strukture en groot geboue en ingewikkelde redenasies mee te werk nie. Hulle is net geroep om Christus te verkondig. Christus in wie God die hele wêreld met homself versoen het. En te bedink wat dit beteken dat hierdie een werklikheid eintlik aan God behoort. Dis waarmee ons moet besig wees. Nou vriende, byna by die einde, hoe los ons hierdie geneigtheid wat oor eeue kom in alle godsdienste, kort weer in ons Christelike godsdiens? Hoe los ons daai geneigtheid om heeltyd die werklikheid in twee te wil sien? Dink nou daaraan. Aartsbiskop Desmond Tutu, April, Mei 1976, na die leiers van die land gegaan het, onder andere ander predikant, vorige predikant, Dr. Andries Treurnig, minister van Bantu onderwys, gesê het, asseblief, julle moet iets doen met hierdie reëls en wette. Daar kom 'n ding in Johannesburg. Biskop, hou jy jou by die kerklike sake? Ons is besig met die ander sake. Hoe los ons die geneigtheid? So slim ou soos Andries kon dit nie doen nie. Die geneigtheid om in twee oorstaande werklikhede te leef. In Suid-Afrika was dit nog
was dit nog erger. Wanneer ek die fisika lees en dit eintlik nie verstaan nie, dan besef ek hoe gelukkig hulle is om te besef daar's 'n dieper werklikheid. Hoe gelukkig is hierdie mense wat dit kan insien. As jy nou dink aan die meerkat daar in die Karoo, daar naby jou wêreld, Gert, daar Calvinia. Daai meerkat wat 'n radioteleskoop is, wat probeer om dieper in hierdie werklikheid in te sien agter die gasnevels, want ons kan nie met gewone teleskope sien nie, ons kan alleen die klanke daarvan optel, die golwe daarvan optel. En nou probeer ons deur golwe en deur klanke te hoor wat daar nog meer is wat ons nog nooit van geweet het nie. En dit geld nie net vir die makrofisika nie, maar ook vir die mikrofisika. Daar's 'n hadron versneller daar buite Genève wat deur die Europese kernagentskap beheer word in 2012, 'n paar jaar gelede, ek dink nie almal weet dit nie, is bevestig dat die bisondeeltjie, die Higgs bisondeeltjie, dat dit werklik is en dat hulle die bevestiging daarvoor gekry het wat ou professor Higgs jare gelede al met somme uitgewerk het daar moet bestaan. Dis nie net alles bestaan uit atome nie. Dis binne hierdie atome is daar elektrone en protone en neutrone. En binne hierdie fyne is daar nog kwarke en leptone. En binne hierdie is daar nog die Higgs boson. Die mense het destyds gepraat van die godpartikel. Asof dit alles sou verklaar wat bestaan. Dieper, 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 dieper. En ons as gelowiges wat daarmee moet voorloop, skei die werklikheid. Dink nou aan die prof wat die Nobelprys gekry het. So min geïnteresseerd in die Nobelprys teenoor sekere politici wat alles sou gee om dit te kry. En hy's afgetree en hy's in sy 80's. En hy was by 'n kunsuitstalling toe die aankondiging oor die fisika prys gemaak is. Hy was van die kandidaate, hy het nie eers radio geluister nie. En na die kunsuitstalling het hy by die plaaslike kroegie ingegaan en daar eers ietsie gaan drink. En by die huis toe staan daar al karre en wag. Jy het die Nobelprys vir fisika gewen. Min gepla, maar dis net 'n mooi storie. Ons kan nie vir klein Lou fisika leer nie. Mens behoort eintlik later dit te doen. Maar sy is nog te klein. Jesus het sy mense by hom wat glad niks van fisika afgeweet het nie, sommer met vrae gelei. Wie sê die mense is ek? Maar wie sê julle is ek? Vrae wat heeltyd dieper en dieper en dieper gaan. En ek wil sê, ek wonder of ek in die res van my lewetjie nie daagliks met 2 vrae wil lewe nie. Wat gaan werklik aan? Wat gaan regtig aan? Jy weet, ons is tevrede met die eerste moontlike verklaring wat ons sommer met fopnuus kry. En dan praat ons daaroor en ons stuur dit nog aan. Ons is God se burgers, ons is sy verteenwoordigers. Ons is sy beelddraers. Ons behoort dieper te vra en seker te maak die antwoorde wat ons kry is regtig so. Treurnig, hulle moes destyds baie dieper vrae gevra het oor wat is regtig in hierdie land aan die gang. Dieper vrae, nie tevrede wees met die eerste bietjie verklaring nie. Die propaganda van vandag is eintlik meer as 50 jaar gelede en meer as 100 jaar gelede in die tyd van minister Goebbels, die propaganda minister. Wat is regtig aan die gang? Dink vir jouself. Die antwoord wat jy gaan kry, gaan gewoonlik nie tevrede wees, nie jou tevrede stel nie. Want dit is kompleks. Dis 'n bietjie hiervan en 'n bietjie daarvan.
Dis so en is so. Dit is nag en is dag. Dis winter en is somer. Maar dis wat werklik dalk aan die gang is. Nie daai eenvoudige antwoord wat jy graag wil hê nie. En dan die groot vraag, waar is God? Die godsvraag. Waar is God in dit wat aangaan? Waar is die hart van hierdie werklikheid? Wat sê hierdie hart van die werklikheid? Huil hy oor die toestande in Soweto en in Gaza en in Iran en in die Withuis? Waar is God? Ek onthou 50 jaar gelede het die dominees, wit en swart dominees wat in die swart gebiede gewerk het, vir ons ander dominees, ek was toe nog nie een nie, gesê, weet julle het 'n quotation teologie. Julle kan die mooiste aanhalings maak van Calvin en van Luther en van Bonhoeffer en van almal wat jare gelede gelewe het en dood is. Maar as jy 'n teoloog is, moet jy sê, waar dink jy nou is God? Wat is nou aan die gang? Los asseblief julle quotation teologie en wees profete vir ons tyd. Vriende, dit beteken net dat ons mens vra, waar is God? Dat jy dit nie net vra in die openbare lewe en die groot gebeure in die wêreld nie. Partykeer moet 'n mens regtig net 'n bietjie afsit, want dit is net oorweldigend en te veel. Maar dat 'n mens ook in jou eie lewe, dat 'n mens jou kinders, klein Lou, Pidi, die ander, almal sal help om hierdie vraag van kleins af altyd te vra aan tafel. Maar ek het nie die span gehaal nie. My kind, vertel my van jou gevoelens. Wat gaan werklik in jou aan? Is jy kwaad? Is jy jaloers? Is jy vies vir jouself? Wat is dit? Dis so psigies gesond, psigies belangrik en psigies gesond, dat jy jou eie gevoelens sal erken en raak sien. As die Duitsers maar geweet het, ons is verneder, maar hulle het hierdie ongemaklikheid in hulle self nie eers behoorlik uitgespel nie. Ons is bang vir die swart massa. Kom ons erken dit. Kom ons werk dan daaraan, as aan kommunisme, Rusland, allerhande goed. My kind, vertel my van haar gevoelens. Kom ons sê dit. Kom ons vertel dit. Nou weet ons, soos Willem Nicol 'n paar weke gelede gesê het, dat God selfs in daai werklikheid is. Dis werklikheid. Hy's in die werklikheid. Hy's ook in daai winterwerklikheid. Dus jy is dalk hierdie winterwerklikheid wat die stil groei gee, wat die geheime wasdom dra. Amen. Liewe Here, help ons om uit die geskiedenis te leer wat in die geskiedenis gebeur het. Help ons om wys te wees met ons kinders. Nie arrogant te wees asof ons alles weet en oor alles kan heers nie. Maar ook nie passief te wees asof ander mense dan die beste sou weet oor alles nie. Ons behoort aan U. Leer U ons. Maak U ons wys deur U Gees. Dat ons kan wys na 'n werklikheid en omgee vir 'n werklikheid wat aan U behoort. Wat U so liefhet, dat U die enigste, die unieke Jesus Christus gestuur het. Om onder ons te woon en deur sy Gees by ons te bly. Amen. Vriende, ons gee geleentheid vir die dankgawes.
Kom ons bely ons geloof met die sing van hierdie slotlied. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Dis te diep, dis te groot. Wie word daar neer nie diep getref? Niks anders. Bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef. Partykeer al wat 'n mens kan doen, as jy weer tonele sien van die oorloë en van die gebeure, dat jy maar net jou hart tot die Here kan wend. Baie dankie. Kom ons sluit met hierdie lied. Bernice, het jy gesê daar's tee? Ja, ek het gedink daar sal wees, maar kom ons sluit af, wens die mense hier geluk, neem die kersies en dan gaan kuier ons heerlik daar buitekant in die winter. Kom ons doen dit. Die genade van ons Here Jesus Christus, die alomvattende diep liefde van God en die ewige teenwoordigheid van die Heilige Gees oor God driemalig se volle werklikheid sal ook by julle, ook by ons, ook by hierdie potgieter gesinnetjie met Pidi en Lou en Henk en Lani en die oumas en die oupa, hierdie Gees, hierdie God, hierdie Christus sal by julle almal wees.